Dag sê julle en welkom by episode 5 van Boer Amerika. Vandag gaan nou nie baie trekkers en stroopers en goed wees nie, ons is nog 'n maand uit van strooptyd af, so die goeie content is verseker op pad. Ek is nou by die John Deere agentskap en ek moes komparte optel het, so kom ek wys julle wat hulle het. Dis 'n klomp stroopers. Hulle seker net in vir 'n service. Lekker ou spuit, uithaartjie, nuwe uithaar. Dis die goeie goeders. Dis 'n nuwe spuit, 'n ouer ene. Hierdie het wel carbon booms, wat cool is. Dis ook 'n ouer ene. Lekker ou John Deere, maar hy staan lyk dit my. Dis die regte goeders. Carbon booms. Ek weet my baas kan sulke kry, maar hulle is net te swaar vir ons lande. Hulle gaan wegsak. Lekker 340. 340 RX, 370 RX. Mooi S780 op trekkies, hy's nog brand new hier. Van hulle moet ons in wees wat nog moet kom. Hier is die big dog, X92 van hulle. Shit. Dit is 1000. Dis nie 1100, maar so second hand, hy het toch gewerk. Ek hou van hierdie tires. Lekker floats. 770. Jassie stroopers manne. S780, 790, al twee op tracks. Ons nog tracks. Die res is allemaal floats. Meeste van hierdie is boere sin wat ingestuur word en geservice word hier by John Deere, want die van julle wat stroopers ken, weet dis nie 'n baie lekker job om hierdie goed self oor te gaan nie. En jy het meeste van die tyd nie tyd vir dit nie, so jy vat maar die bullet, betaal die geld en laat hulle dit doen. Nou hier is 'n goeie hoop wat vir jou wys dat die nuwe 8RX se treksysteem nie baie goed is nie. 9RX sin is goed, die 8RX, ons het al op ons trekkers, met nuwe trekkers, laas jaar moes ons hulle vervang het. Toe het ek subsoiler gesleep, en hy het net so baie krag gehad engine, hy rek die trek, en dan skeer die trek. So, John Deere, moet daai goed reg maak. Een paar lekker grain cards. Toch, as een op treks agter. Speeders, cultivator. Daar is 'n lekker Kelly plow daarso. Baie duur implement. Ombeerders. Ja, 9RX, 8RX, sorry. Dis ook 'n lekker stropertjie. Hy het die klein tires agter, hulle moet vet is op. 370, 780, 310, ons het sulke 310's. Hierdie is die OG van die planters. Hierdie single hopper. Ja. Hy is 'n lekker planter. Praat so asof ek plant. Ek weet nie hoe daardie werk nie. Ek is die sprayer boy. Nuwe hoop tracks. Okay, dis nou vandag 'n nuwe dag. Ek het gister besig geraak na ek daar by John Deere was en ek ek gaan hierdie video opdeel in 2 hoofdele. Nou die eerste hoofdeel is half, ek sou sê, is jy geskik om hier te werk? En dan die tweede een gaan ek vir jou soos vertel waar jy kan opsaai en hoe jy kan fisies werk kry. Want almal van julle wag seker om te hoor die Bian, waar kan ek werk kry? Skiep die jara. Sê my net waar kan werk kry, dat ek opsaai en aangaan. En is jammer, kyk asseblief die eerste deel, want dit gaan vir jou bepaal soos, wil jy dit regtig doen? Is dit die moeite werd of is dit nie die moeite werd? So punt 1 is, kan jy werk? Nou met werk bedoel ek, kan jy fisiese harde werk doen? Kan jy heeldag graaf swaai, pyp lê? Kan jy vuil word, onder trekkers lê heeldag? Jy gaan nie die hele tyd binne 'n trekker sit nie. Daai wanpersepsie van jy gaan die hele tyd trekker ry is verskriklik verkeerd. Jy gaan in plantseisoen trekker ry en jy gaan in stroopseisoen trekker ry. Dalk hier en daar tussenin gaan jy klein bietjie trekker werk hê as jy
gras sny of so, maar vir die meerderheid van die tyd gaan jy maar buite werk. Jy gaan by ons spesifiek in die suide van Amerika, lê jy polypipe, jy klap gaatjies. Ons doen fertilizer, so daai is ook 'n vuil werk. Dit is nie baie lekker nie. Ek weet dis in die spuite, maar om vol te maak en fertilizer rond te skuif, is ook nou weer vuil, lang ure, nie buitewerk. Sou nie sê is 'n buitewerkie, maar dit is ook 'n buitewerk. Ek meen jy skuif met die trekker, maar dan is jy weer buite. Dan moet jy vuil word en alles oorskuif en doen. En ons hierso polish ons trokke, ons was die trokke, gaan hulle oor, grease hulle, olie ry hulle al so. Kan jy fisies met jou hande werk? Kan jy jouself om 'n toolbox gebruik maak? Kan jy power tools gebruik, byvoorbeeld die grinders, die boormasjiene, impacts, al daai goed. Nou, dit klink simpel, ek meen enigiemand kan dit leer, maar as jy dit nie geniet nie, of is nie lekker vir jou nie, dan gaan jy net dit miserable maak vir jouself en vir almal om jou. So, as dit nie jou passie is om dit te doen wat ons doen nie, moet jy dit doen nie, want as jy passie het vir iets, dan sal jy dit outomaties beter doen. En as jy nie 'n passie het vir dit nie, dan sal jy dit nou maar opvreet, maar jy gaan dit nou nie regtig geniet nie. So, as jy passie het en jy wil werk, by all means, tik daai box. En dan punt 2 is 'n baie belangrike punt, wat baie Suid-Afrikaners afskeep, en dit is, kan jy na jouself kyk, byvoorbeeld, kan jy jouself voer, kan jy vir jou ordentlike kosse maak. Ek sê nou nie, jy moet flip 'n 5-gang maaltyd maak nie, maar as jy lang ure werk en jy's buite die hele dag, jy gaan decent bordkos nodig hê. En kan nie die hele tyd op cornflakes en 2-minute noodles leef nie. Hierso kry jy nie eers 2-minute noodles nie, jy kry so afgewaterde rooi noodles, as jy baie wow nie. Maar so, jy moet kan alright kos maak. Jy kan ook nie die hele tyd gaan takeaways koop nie, want takeaways kos jou $15 'n ronde nou. So jy gaan basically 'n uur in jou dag opgee net vir takeaways. So dit gaan goedkoper wees, maak vir jou kos. En wat baie van ons Suid-Afrikaners doen, is hy maak vir hom 1 batch kos op 'n Sondag en dan sit hy dit in die vrieskas, ordentlike kos, byvoorbeeld pasta of lasagna of mince en rys, wat ook al. En daai werk goed vir hom. Ek is 'n bietjie aan die afskeepkant. Ek maak elke aand maar ietsie soos wat ek gaan. Maar ja, as jy jouself kan voer. En dan ook met daai topic is, kan jy na jouself kyk. Kan jy na jou huis kyk, kan jy netjies wees. So, as jou ma nog jou bed moet opmaak en jy is nou oor die 20 jaar oud, is pretty not very good. Jou eie bed opmaak, jou eie klere was, jou eie bedde goed was, jou huis skoonmaak, en baie kere gaan jy laat ure werk, so jy gaan maar 'n halfuur in 'n dag moet uitsit en maak dit jou huis skoon. Hy hoef nou nie speakeries te lyk soos 'n mansion nie, maar net netjies te lewe, verstaan? Want hier is niemand hier om na jou te kyk. Hier is 'n bediende nie, dit is net jy en jy alleen. En as jy saam iemand anders in 'n huis bly en jy's vuil, gaan dit hom begin irriteer. Of as hy vuil is, gaan dit jou irriteer, dan gaan daar rusie kom en dan ek hoef julle nie eers verder die storie te vertel nie. Julle weet hoe gaan dit. So, wees verkieslik netjies, as jy daai boks kan tik, of jy is bereid om moeite te doen in daai boksie, was sure, by all means, tik hom. En dan nommer 3. Nommer 3 is verseker die belangrikste een in my opsig. En ek sou sê dis opoffering. Nou opoffering bedoel ek mee jou familie, kom ons sê, jou familie, jou kinders, jou vrou. Alles wat jy by die huis het en bereid is om op te gee. En ek sê nou nie, ek meen jy gaan nie jou familie verloor nie, maar enigiets kan gebeur. Jy kan nie in Amerika sit en werk, lekker, alles is mooi daai dag. Kry 'n oproep, jou ma is vermoor, jou pa is vermoor, of iemand word siek, of jou kind kom iets hoor, jou vrou kom iets hoor. Ek meen, jy sit 16,000 kilos weg, jy kan nie net gou halfuur ry, jy is daar, help en sort dit uit nie. Dit is 'n baie groot opoffering om hierdie kant toe te kom vir 9 maande lank en alles wat jy lief het en oor omgee by die huis net daar te los en vertrou in die Here te plaas dat dit sal veilig wees. En ek sou sê daai topik moet jy regtig mooi gaan bestudeer. As jy nog soos ek jonk is en jy het nog nie vrou en kinders nie, is dit baie makliker om daai besluit te maak. As jy ouer is en jy het vrou en kinders, dink baie mooi daaroor. Jou kinders rugby, skool, of hulle homeschooling doen of nie. Hulle skool, hulle maatjies, hulle vriende. Ek meen dit is nie lekker vir 'n kind om heeltyd oor en weer Amerika toe, Suid-Afrika toe nie. Baie families doen dit en hulle maak dit werk. Hats off to them. Dit is baie moeite en opoffering soos ek sê. En dan ook jou ouers. Jou ouers word by die dag ouer. Ek sien dit nou as ek huis toe gaan elke jaar, sien ek hoe my ouers ouer word en dis verseker nie lekker nie. So ek wil ook nie meer vir ewig hierdie doen nie. Vir daai redes. Ek wil by die huis wees. As ek 'n braai wil reël saam met my vriende en my ouers, wil ek 'n braai reël. Net
by die huis wees. Want glo my, daai raak 'n groot verlange hierso. Is daai Saterdag braai, dis rugby en daar's aartappelslaai, die tannies kook, die mans is daar om die vuur. Jy het niks van dit hierso nie. Ja, ons Suid-Afrikaners maak maar 'n plan en kuier by mekaar, maar ons is ook maar net almal kennisse wat by mekaar kom. Dis nie jou egte familie wat jy mee deel nie. So, en ek sou sê, sit jou vrou en kinders bo die bietjie goud wat jy nou hierso gaan kom skep. Ek wil dan ook bietjie uitbrei op hierdie topik met jou werk by die huis. En as jy 'n goeie werk het by die huis en jy kom elke maand deur en jy kan 'n bietjie geld spaar ook, neem dit ook in ag, want jou werk aan die kant kan jy slegs 4 of 9 maande doen en die res van die maande gaan jy dan moet rely op ander inkomste. Jy kan wel 'n winter oorbly hierso, maar ek sou dit nie aanraai nie. Ek het dit een keer gedoen. Jy maak nie goeie geld nie. In die noorde op die beesplaas kan jy dalk goeie geld maak, maar in die suide doen jy regtig nie veel nie en dit is verseker nie die moeite werd nie. So as jy goeie werk het by die huis, jy kom deur elke maand, jy kan 'n bietjie geld spaar, een kan sit en lekker lewe, oorweeg dit dan baie sterk en weeg jy 2 opsies op en ek sou sê weeg ook op tussen wat jy gaan wen om hierdie kant toe te kom teenoor wat jy gaan verloor om hierdie kant toe te kom. Soos weeg, sit jou plus en jou minusse by mekaar en dan kom by 'n antwoord uit. En dan nommer 4 is, het jy geduld? Nou, as jy so kort loont het om rondgeneek te word, dan dan gaan jy sukkel om aan te pas hierso. Want as er nou een nasie is wat jou kan rondneek, nee, dan is dit Amerikaner. Amerikaner is die besluitloosste nasie wat ek al ooit mee te doen gehad het. En dit is nie noodwendig iets spesifieks of hoe jy hulle verkeerd doen nie, dit is net baie anders as ons Suid-Afrikaners. So, ons hou daarvan om 'n besluit te maak en daarmee te gaan. En hulle hou daarvan om iets te try en dan te kyk of dit werk en dan nog iets te try en te kyk of dit werk en soos daar's niks fout daarmee nie. Dit irriteer net 'n mens as jy gesê word, vat hierdie trekker soen toe en gaan haak die dis. En as jy daar kom op die disdag en sê hulle nee, kom terug en dan gaan haak jy eerder daai ripper. En as jy daai ripper al gehaak en sê hulle nee, gaan haak jy eers daai ding. En soos daai tipe vibe, soos as jy so kort lont het, dan gaan jy 'n bietjie sukkel. Jy gaan moet werk aan jou geduld en om jou mond te hou en net te sê ja baas, is reg en aan te gaan. Aan die einde van die dag word jy geld betaal om jou werk te doen, nie om jou opinie te lewer nie. En dan nommer 5 is ook 'n belangrike een. Dit het half meer te doen met, het jy passie vir dit wat ons hier doen of is dit maar net vir jou joyride? Baie mense dink dit is net 'n joyride, jy kom kry net geld en jy gaan aan. Dit is nie 'n joyride nie, dit is regtig 'n groot opoffering en aanpassing om hierdie te doen. En ek het hom net hier geskryf as punt 5, het jy 'n passie of soek jy net easy cash? Nou, het jy 'n passie vir boer, gaan jy dit geniet om 9 maande hier te kom boer of kom jy oor, dan gaan jy agteroor sit en soos, okay, wat moet ek nou doen? Ek wil net die check kry. Nee, gaan nie werk nie. As jy net kom om easy cash te kry, bly jy by die huis. Niemand van ons soek mense hierso wat net kom om geld te kry. Nee, ons almal kom om geld te kry, ek verstaan daai, maar kom met 'n passie vir boerdery. Kom hierdie kant toe en leer hier uit, maak geld daar uit en geniet dit. As jy nie, ons het baie ouens op hierdie plaas wat regtig 'n passie het vir boerdery en dit lift die hele vibe van die plaas op. En die dae gaan baie vinniger en makliker verby as almal net, hoe kan ek sê, 'n passie het vir dit en dit geniet. Daar hy 'n ou in 'n lorry, hy smile breed, hy geniet dit om lorry te ry. Mielies groei mooi, reën is op pad, soos dis lekker vir hom. En dan is hy soos ja, hy geniet dit so. En dan begin jy smile. Soos dis lekker om te sien hoe almal om jou dit geniet. As jy nou saam met 'n klomp Norsgatte gaan werk wat nie 'n passie het vir boerdery nie en jy het geen belangstelling in hierdie nie, dan gaan dit 'n Norse storie wees. Dit gaan nie lekker wees nie. En as jy terug gaan huis toe en die mense vra vir jou, "Hey, hoe was Amerika?" Dis kak. Bly by die huis. So, as jy gaan suurgat hier wees, bly net by die huis. Niemand van ons soek julle hier nie. Baie van ons het dae wat ons nie lekker voel nie. Ek meen, nie almal kan elke dag happy chappy wees nie. Dit is verstaanbaar. Maar ek sou sê, jou basis moet 'n passie hê vir boerdery. En as jy 'n IT-ou is uit die dorp uit en jy soek net 'n paar dollars om in te kry gou, quick, moenie kom nie, want 'n IT-ou het 10-1 nie belangstelling in boerdery nie. Daar is van julle wat het, maar my nou nie offensive vat nie, maar verstaan wat ek, die punt wat ek probeer bewys. Dis nie wat ons soek in meer 'n kollegas om saam te werk nie. Ek meen, as ek deur die lande ry, dan wil ek vir iemand sê, "Hey, just kyk hoe mooi groei die mielies." Dan wil ek hê hy moet sê ja, nee, flip, kyk. Hulle het al 2 of 3 koppe of iets. Nie iemand wat soos
Is dit 'n milie? En glo my, daar's baie van hulle hierso. Ja, julle dink ek's mal, daar's baie sulke ouens hier. Okay, dan, so daai is nou die hooftopics waarop ek kan kom. Ek sal daar ook nog 'n video maak. Ek het die agente ook 'n bietjie gevra waarmee sukkel hulle die meeste in verband met kandidate op die stelsel wat net nie geskik is om werk te kry nie. So hulle sê die hoofding is baie mense lieg op hulle CV's en meeste van die content wat hulle daar geskryf het bestaan baie keer nie eers nie. Ek meen daar's trekkers se name en nommers wat niemand van weet nie. So dit is hulle grootste panarie en hulle grootste kopseer is om deur CV's te werk wat scams is, as ek dit so kan stel. So as jy nie geskik is vir dit nie, moenie hulle tyd gaan mors nie. So dan hooftopic 2 is dan hoe kan jy werk kry? Jan, waar begin ek? Wie is legit? Wie gaan my skroef en wie gaan my nie skroef nie? So ek ken 3 agentskappe wat ek weet legit is. Ek sal hulle name in die description sit van hierdie video. Maar die een is Farm Recruit USA. Hulle is ons agente vir half amper meeste van die suide van Amerika. Doen hulle werk vir Suid-Afrikaners op die plase. Ons werk deur hulle, baie betroubaar. Hulle doen 'n baie goeie job. En dan ek weet van CV placements. Aan die einde van die dag is al die agente half geconnect op dieselfde database. Ek ken dit nie presies nie. So almal is geconnect met dieselfde H2A main stelsel en dan werk jy nou net van die takke uit somehow. En dan die tweede een is CV placements. Ek het hulle nog nooit gebruik nie, maar ek weet baie Suid-Afrikaners werk deur hulle. En dan Farm Labor USA is ook 'n legit ene. Ek dink Farm Labor USA en CV placements het saam. Ek is nie 100% seker nie, soos ek sê, ek werk nie deur hulle nie. En Farm Recruit USA het 'n baie eenvoudiger stelsel om op te werk. Jy hoef nou nie jou eie CV te gaan maak en te wonder wat moet jy opskryf, wat moet jy nie opskryf nie. By hulle gaan jy in en jy klik by die application form, kry die application form, dan sit al die details wat jy moet invul met jou experience en jou ervaring en al die goed. So dis 'n makliker stelsel vir my om mee te werk, want jy vul al jou persoonlike details in en dan kom jou ervaring wat jy moet neerskryf, so elke trekker sy naam, sy ure, kilos, al die goeters. En ja, hulle is 'n baie betroubare program. So as jy sou wil gaan opsign, gebruik hulle, maar moet asseblief jy hulle tyd gaan mors nie. Hulle sukkel verskriklik met mense wat lieg op hulle CV's. Moenie gaan desperaat raak en sê okay, ek kort nou werk en 'n klomp flip en trekker name gaan Google en daar neerskryf nie, want jy gaan uitgevang word. As jy hier in Amerika op die plaas kom, gaan die boer 10-1 vir jou sê, hoorie, vat daai trekker, haak daai implement en gaan begin daai land bewerk. Dan is jy soos van, hoorie chom, ek het plate koffie verkoop in Nelspruit. Hoe nou? Trekker is nie rocket science nie, maar jy kry 'n trekker driver en jy kry 'n trekker operator. 'n Driver is iemand wat hom hier in die pad kan afry, sak en aangaan, maar operator is 'n ou wat al die fynere goed ken. Hy gaan nie bome haak nie, hy gaan nie, as hy iets hoor op die trekker, gaan hy weet wat fout is of weet wat dat daar 'n probleem is. Hy gaan nie net aanplunder nie, verstaan? So, moet asseblief nie gaan lieg daarop nie. Hulle sukkel baie daarmee. Ek het al gevra, wat is jou hoofpunte? Toe sê sy die hoofpunte vir as agent is CV's wat baie fake lyk. So as jy opsign, wees eerlik, en ek moet sê baie boere vat Suid-Afrikaners wat soos bereid is om te werk ook. Hulle gaan kyk nie na die ou met die meeste ervaring en die fancyste trekkers verlede nie. Baie keer kyk hulle na jou description, wat jy daar skryf, jou waardes, wat se tipe mens jy is jy bereid om te werk, is jy bereid om te leer. Ek moet sê, Amerikaners is baie geneig om 'n Suid-Afrikaner te vat wat hy sy eie ways kan leer, as om 'n ou te vat met so lank CV en ervaring wat nou homself gaan slim hou hierso. So ek moet sê, by ons baas is geneig ook om dieselfde te doen. Hy kry eerder ouens wat minder ervaring het, maar hy kan hom leer. Hy weet die ou is bereid om te leer. Hy leer hom sy way, hoe hy daarvan hou, hoe hy sy werk doen. So nou dit nie vat as okay, ek kan niks weet en hier kom werk nie. Dis nie wat ek sê nie. Dit is net, daar's 'n fyn balans tussen sal jy werk kry, het jy genoeg ervaring, en sal ek nie werk kry nie, ek het nie genoeg ervaring. Nou die video is net my 10 cent rondom die hele situasie en
hoe jy kan werk kry, hoe jy geskik is vir die werk en ek is glad nie 'n agent nie, ek is glad nie 'n professioneel nie. Ek is nie 'n flippin verkoopsman of iets vir die agente nie. Ek het letterlik net die video gemaak want ek kry baie boodskappe van ouens wat vra hoe kan ek werk kry, hoorie, wat se ervaring het ek nodig. So, ek hoop die video help 'n bietjie. Ek gaan verseker nog eene maak waar ek dit bietjie meer ordentlik doen. Ek het nou maar net sommer hier in die lande gesit en gefigure kom ek maak hierdie video en sit hom daar buite. Wie ook al kyk, wie ook al uit leer. Ek is baie bly daaroor en ek hoop dit kan help om vir mense om werk te kry hier en ook, ek hoop dit kan jou perspektief ook 'n bietjie oopmaak oor hoe dit is hierdie kant. Dit is verseker nie 'n joyride nie. Dit is verseker moeilik. En as jy dit wil doen, jy's 'n boerseentjie en jy is nou net uit die skool uit en jy wil hierdie doen, jy wil kom leer, jy wil kom geld maak om iets te begin met die huis. Sure, kap het. Doen dit so gou as moontlik. As jy iemand in die stad is, jy het 'n passie vir boer, jy het regtig, jy lê en kyk trekkers in die aande en al die goeters of beeste wat ook al. Gaan Suid-Afrika, gaan uit en gaan soek 'n boer, werk by hom vir 'n jaar en ek meen as jy 'n jaar by hom gewerk het dan dan het jy jou deeltjie al gedoen, dan kan jy vir hom sê hoorie, ek wil Amerika toe gaan en dit is my plan. Maar kry net daai bietjie ervaring en as jy die stad uitkom en jy gaan werk op 'n plaas in Suid-Afrika, sal dit 'n goeie aanduiding wees vir jouself of jy dit wil doen. Want as jy uit die stad uitkom en jy skryf so lank liegstorie op jou CV en jy kom hier en jy maak dit maar werk, jy leer die trekkers en alles, dan kom jy hier agter dat dit is nie eintlik wat jy wil doen nie. Dit is nie vir jou lekker nie. Dan is jy nog steeds 9 maande stak hier. Jy kan nie net wegloop nie. Baie mense doen dit. Hulle loop net weg by 'n boer, gaan na 'n ander boer toe of hulle klim die area en gaan terug. En dit gee 'n verskriklike slegte reputasie vir ons ander klomp wat hier so loyaal ons hele kontrak deurmaak en maar bite the bullet as ek dit so kan skryf. So gaan kry eers jou ervaring by die huis reg. Kry jou maand of 2 of 'n jaar se werk in op 'n plaas en dan kan jy vir jouself sê, flip het, ek like hierdie, ek wil Amerika toe gaan en verder vat in die boer ding. En as dit nie vir jou is nie, dan kan jy ook by die huis al agterkom. Okay, ek geniet nie hierdie nie, is nie regtig vir my nie, ek gaan terug stad toe. Dis wat ek wil gaan doen. Scrap that idea. So, dis my 10 cent vir die dag. Ek hoop dit help. Ek hoop almal van julle wat wil werk kry werk. Ek hoop almal van julle wat gewonder het oor H2A werk in Amerika, se oë is groter oop en julle beter perspektief het rondom dit. So, ek gaan verseker nog 'n video maak waar ek dit meer in diepte bespreek en nog meer details gee rondom dit. Dit is 'n baie diverse topic met verskriklik baie draaie en toutjies en al die goed. So, ek kan net soveel cover en hoe lank die video ook al gaan wees. So, ek hoop julle almal geniet julle Saterdag en drink 'n brandewyn op elke liewe een van ons hier in Amerika. Ek beloof julle, ons gaan nie nee sê nie. En ja, mooi Saterdag vir julle. Cheers.